Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Welkom by Geloofspad. In die stilte van die nag het Nikodemus Jesus genader, onseker oor wat om te verwag, maar gretig om te verstaan. 'n Man van invloed, maar tog op soek na antwoorde oor sy eie siel se redding. Jesus het hom in sy genade verwelkom en geleer dat ware verandering begin met 'n nuwe geboorte, 'n wedergeboorte wat net die Heilige Gees kan bring. Hierdie nuwe geboorte is nie 'n blote uiterlike verandering nie, maar 'n innerlike transformasie, 'n volledige verskywing in ons harte, beginsels en begeertes. Soos Jesus verduidelik het, is hierdie wedergeboorte noodsaaklik om die koninkryk van die hemel binne te gaan. Een wat ons nie op ons eie kan bereik nie, maar moet ontvang deur die krag van die Heilige Gees. Johannes hoofstuk 3 vers 18 herinner ons: Elkeen wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Deur Jesus bied God ons 'n manier om met hom versoen te word, nie deur ons eie inspanning nie, maar deur geloof in Christus. Dit is 'n goddelike ruil. Die straf van sonde wat deur die Seun van God betaal word, sodat ons lewe in plaas van die dood kan hê. God het nie sy Seun gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om dit te red, 'n daad van barmhartigheid wat aan almal uitgereik is, vrylik aangebied, maar tog ons reaksie in geloof vereis. Verlossing word nie verdien nie. Dit is 'n geskenk. Ons word gered deur geloof in Christus alleen. Maar diegene wat weier om te glo, is reeds veroordeel en leef in skeiding van die enigste bron van ware lewe. Die keuse is duidelik: die ewige lewe deur Christus of die dood sonder hom. Die genade van God nooi ons uit om die lig van Christus te omhels, wat ons sonde bloot lê, maar ook die manier bied om genees te word. Kom ons bid. Vader, dankie vir u oneindige liefde en genade. Help my om die nuwe geboorte wat u bied te verstaan en te leef, en om hierdie hoop met ander te deel. Mag ek nooit die gawe van verlossing as vanselfsprekend aanvaar nie, en mag my lewe die genade weerspieël wat u aan my bewys het. In Jesus se naam, amen.